Goeiemôre broeders en susters van die Gereformeerde Kerke Rooikraal in Vicksburg. Baie welkom op hierdie opstanding Sondag. Mag dit vir ons almal 'n baie besondere en 'n wonderlike dag wees, waar ons die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood gedenk. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing van Psalm 84 verse 1, 2 en 6. Vers 1: O lieflik is die woningsheer der leerskare. Hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef verlangend uit. Psalm 84 verse 1, 2 en 6. Ons doen nou saam belydenis van ons geloof en elkeen spreek gelowig met my in die hart soos volg. Veral in hierdie dag dink ons in besonder aan twee gedeeltes waar dit gaan oor die sterwe van ons Here, die lyde en ook sy opstanding. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan ook nou luister met die verskuldigde eerbied na die afkondiging van die wet van die Here. Ons lees dit voor, soos wat ons dit vind in Eksodus 20, vanaf vers 1 tot en met vers 17. Vir ons is dit die reël van dankbaarheid, en ons weet dat ons ook deel het aan die verlossing van ons Here Jesus Christus. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons sing dan ook nou saam as deel vir ootmoedigingspsalm, Psalm 42, verse 4 en 5. Psalm 42, ek lees aan u voor, vers 4. Dink aan God in donker dae, uit die land van die Jordaan. Hermon, hoor my kerme en kla met die klein gebegte aan. Weedom, gryp my binnest aan as die waters oor my gaan. As ek in my smart bedolwe, wegsink in u watergolwe. Psalm 42, verse 4 en 5. Me
Laat ons bid. Onse Vader in die hemel, in hierdie Paasnaweek kan ons met groot dankbaarheid voor U staan. Vir ons is dit te groot om U liefde vir sondaars te verstaan. U liefde en omgee is grensloos, onbeskryflik vir ons gedagtes. Hoe verstaan ons 'n liefde vir die wêreld, waarin 'n Vader sy eie seun gee in die dood en helse smarte? Hoe verstaan ons die liefde waarin ons Here Jesus Christus homself die grootste onreg laat ervaar, waar hy gekruisig word in 'n vloekdood sterf? In ons bestaan gaan dit oor lewe en dood, geboorte en sterwe, maar U neem dit soveel verder. Met die Paasfees word die lewe uit die sonde dood 'n werklikheid. Die dood is oorwin. U het ons nie bestem vir die dood nie, maar vir die lewe, ewige lewe. En vandag is die feesdag, waarop ons kan gedenk dat die dood in die graf oorwin is. Hy is nie hier nie. So is ook die ewige dood vir ons 'n werk, die ewige dood oorwin. Ek gee vir elkeen wat glo die ewige lewe. Here, gee ons hierdie lewende geloof, die geloof wat eie is aan wedergebore kinders. Laat ons U redding omhels en vernuwe ons, sodat die vrug van die Heilige Gees in ons gesien kan word. Here ons God, gedenk aan die wêreld, ook ons eie land met hierdie pandemie van die COVID-19. Ons dink aan al die gevolge wat hieruit gaan voortvloei, wat ons ook reeds sien. Honger, koue, armoede, teleurstelling, werksverliese, pyn, hartseer, dood. Ook negatiewe gevolge soos misdaad. Daarmee saam dinge soos diefstal, aanranding. Here, U alleen kan uitkoms gee. Ontferm, o God, ontferm U tog oor ons, wil ons saam in die psalmdigter sê. Wees met almal wat beproef word, ook deur siekte, ouderdom, eensaamheid en hulle gesinslewe. Ons kan eintlik net saam met Paulus uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Maar ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Here, hou ons hande vas en lei ons op U weë. Gee vir ons vertroue in die wete, God die Here regeer, beef o volke eer die God wat troon waar die gerubs woon. Met diepe dankbaarheid eer ons U liefde en U goedheid in Jesus Christus vir ons. Wil U ook nou in hierdie oomblikke vir ons die woord open, waar ons dit gaan lees in skriflesing, en ook gaan oordink in die woordbediening. Wil U deur ons ook aan die woord kom, en gee vir ons die geopende ore en die ontvanklike harte, sodat die saad van die woord ook in ons lewens kan ontkiem, en sy vrug kan dra. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing ook nou saam as deel van ons gebed, Psalm 16, vers 1 en 4. Psalm 16 wat 'n gebed is, bewaar my tog, o God, op wie ek vertrou. Ek skuil by U, my toevlug in die lewe. Daar is vir my en wat die oog aanskou, geen goed bo U so eindloos hoog verhewe. En wie op aarde U ken en vrees, o Here, hul noem ek groot, hul is my roem en ere. Psalm 16, vers 1 en 4.
Ons skriflesing uit die woord van die Here is uit Johannes hoofstuk 20. Ons lees saam vanaf vers 19 tot 39. Johannes 20 vanaf vers 19 tot 39. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Tot sover. Ons teksvers met die bediening van die woord is vers 28, waar Thomas dan ook uitroep, my Here en my God. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons kry hier die wonderlike beskrywing van die eerste erediens na die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus uit die dood. Daardie aand het hy aan sy disippels verskyn, terwyl hulle uit vrees vir die Jode agter geslote deure vergader het. Dit was 'n belangrike ontmoeting. Jesus het sy hande opgehef met die woorde, vrede vir julle. In die ontmoeting word dit duidelik, dat hulle die kerk van die toekoms moet bou. Die Here stuur hulle uit. Voordat hy dit doen, vir 'n tweede keer, groet hy hulle en seën hulle waar hy, wat hulle in vrees byeen was, vir hulle sê, vrede vir julle. En dan volg die opdrag, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis die opdrag, wat hulle ook al vroeër reeds gehoor het in 'n sekere sin, in Johannes 13. En om hierdie opdrag te kan gehoorsaam, rus die Here hulle toe met die Heilige Gees. Hy het op hulle geblaas en gesê, ontvang Heilige Gees. In die Grieks is daar nie 'n lidwoord nie. Hy gee sy Gees aan hulle, om hulle toe te rus. Maar, sien en hoor u dit? Iets kom kort, of liewer iemand. Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie daar nie.
Dis so jammer. Vir Thomas, as ook die uitdra van die evangelie. Ons geloof berus immers op die getuienis van die apostels en die profete. En hier is 'n apostel wat nie toegerus word om saam te kan getuig nie. Hy is nie daar nie. Hy was nie by die eerste erediens nie. O jammer. Dink goed na oor die gebeure. Jesus was in sy almag telkens by magte om siekes te genees, geloof te wek, klein geloof om te keer in vertroue, harte brandend te maak vir die evangelie. Hy kon dit dadelik doen, maar by Thomas gebeur dit nie, want hy is nie daar nie. En hier sien ons die diepte van die geestelike skade wat Thomas homself aangedoen het. Hy het willens en wetens weggebly van die gemeenskap van die heiliges, en so die seën van die Here verpas. Kom ons sê dit ook vir onsself. Wie kan die geestelike skade bereken wat talle afwesige kerkmense aan hulle geloof lei, omdat hulle die ontmoeting met die opgestane Christus in die erediens versuim. Daarom is die Hebreërskrywer ook so ernstig daaroor en vermaan ons, moet die onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Thomas se afwesigheid word so vir ons 'n les vir alle onverskillige gelowiges. Thomas was nie daar nie. Het hy 'n rede gehad? Hoekom nie? Die een rede kan ons vind in sy geaardheid. Hy was van nature 'n pessimis. Dit is die Bybelse getuienis. In die eerste gebeure toe Jesus na Judea wou gaan om Lazarus uit die dood op te wek, was Thomas se woorde, laat ons ook gaan en saam met hom sterwe, in Johannes 11. En toe Jesus die laaste aand met sy disippels gepraat het, het Thomas hom in die rede geval. Hy het gesê, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? So was sy afwesigheid op die opstandingsdag verstaanbaar. Die kruisdood van sy Here was vir hom die einde van alle sin in die lewe. Sy hele kaartehuis het in duie gestort. En ons moet erken dat sy lewe 'n scenario is wat duidelik uitstaan in ons tyd. Mense is bang, vreesagtig, nie vir die Jode om agter geslote deure te vergader nie, maar daar is soveel vrees wat ons ook beetpak, en daar is verbittering. Sommige is koppig, baie is swartgallig, sonder hoop. Daar is soveel vrae oor die sin van die lewe, oor die dag van môre. Mense dryf ook op hierdie manier in die woorde van die Hebreërskrywer weg van God en sy kerk. Die Thomas mentaliteit lei tot onttrekking. Mense vermy die kerk. Hulle verkies die eensaamheid van 'n huis of die plesier van wegbreek bo die ontmoeting met die Here en medegelowiges. Thomas was egter nie net 'n pessimis nie. Hy was ook geweldig skepties. Hy was 'n persoon wat dinge wou uitwerk, wat wou verstaan, analities daarmee besig was, om logiese gevolgtrekkings te maak. Hy het op sy breinkrag vertrou. Na die ontmoeting met Jesus op die Sondag, het die ander disippels Thomas gaan opsoek. Hulle was immers opgewonde. Dit word ook vir ons gesê, hulle was bly toe hulle die Here sien. En hierdie blydskap kon hulle nie opkrop nie, dit moes uit. En so doen hulle eerste evangelisasiewerk. Hulle gaan soek Thomas op en hulle vertel hom, ons het die Here gesien.
Wat 'n boodskap was dit nie? Maar Thomas se reaksie, hy het hulle in sterk taal afgejag. Die woorde wat opgeteken is sê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. So asof sy mede-disippels onbetroubare getuies is. Sy sintuiglike waarneming moet hom oortuig. Dit moet die deurslag gee. Die toets sal dit bo alle twyfel bevestig. Hy moet die eksperiment doen. Die getuienis van die vroue, die Emmausgangers, sy mede-disippels, is vir hom eenvoudig nie goed genoeg nie. Hy moet aanraak, hy moet sien. Sommige teoloë wil die kruis en die opstanding om die rede anders verklaar, as iets wat net simbolies gesien moet word. Dink maar aan die insigte van die nuwe hervormers. Hulle wil wegbeweeg van die historiese feite. Die gevolgtrekking is, Thomas was nie oortuigbaar nie. Hy was ongelowig, skepties. En dit nie in die sin dat hy nie 'n ware disipel van die Here was nie, maar daarin dat hy die evangelie van die opstanding van Jesus Christus uit die dood nie kon aanvaar nie. Die kruisdood van die Here was vir hom die einde van sy verwagtinge. Sy denke van Jesus het hom nie voorberei op die kruisiging nie. Hy het soos ander 'n Messias verwag wat sou heers, wat koning sou word en wat nie sou sterwe nie. Vers 9 spel dit uit. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. Die ander disippels is spoedig in hierdie ontmoeting, daardie eerste ontmoeting met die Here oortuig. Hulle was bly toe hulle die Here sien. Maar vir Thomas was dit nog trane, 'n ontnigtering, was die opstanding 'n onmoontlikheid wat nie by sy siening kon inpas nie. Maar kom ons vra of dit met ons anders gesteld is. Is die erediens vir ons werklik die ontmoeting met Jesus Christus, met ons koning? Is daar plek vir sy kruis en opstanding in ons geloofsdenke? Ek bedoel, ken ons hom in die krag van sy opstanding? Is dit vir ons histories vas en seker? Is dit duidelik dat ons die lewende Here dien? Is ons nie prakties ongelowig, deurdat Christus nie vir ons die werklikheid is nie, en dat ons nie met hom in die geloof derwaag nie? Ons wil sien en aanraak, met ons eie gedagtes en verstand, dit kan vasmaak. Maar sou ons kon sê in hierdie opsig, was Thomas in werklikheid in daardie tyd 'n patetiese figuur. Hy het hom aan die disipelkring onttrek. Hy was dwaalende, sy teleurstelling onbeskryflik, alles te vergeefs. In die woorde van Jakob, alles is teen my. Was daar hoop vir Thomas? Is daar hoop vir ons? Die beskikking van die Here is dan aangrypend. Hy gebruik sy vriende, sy disippels, om hom op te soek. Hulle is nie gelukkig dat hy nie daar was nie. Hulle mis hom. En die Here self werk in hom deur sy Heilige Gees. Hy het al soveel toerusting ontvang, Thomas, in die omwandeling met die Here, en hy moet deel bly van die entoesiasme van die apostels. Hy moet uiteindelik saam met die ander, wanneer hulle vervul is met die Gees, die evangelie uitdra na die uithoeke van die wêreld. Dit is hoe die gemeente ook moet wees, is dit nie? Mense uit alle lae van die samelewing, alle ouderdomme,
alle geslagte, vorm een gemeente van Jesus Christus, broers en susters van mekaar. En daarom moet ons met mekaar saamlewe en vir mekaar omgee. En as hulle hom gaan opsoek het, dan is die resultaat, hy is daar. 8 dae later, die volgende Sondag, was Thomas saam met die ander disippels. En Jesus het gekom, terwyl die deure, die vrees nog steeds daar was, gesluit was. Ja, later sou hulle besef, maar hulle moet agter hierdie deure wat gesluit is, uitkom, en ingaan in die wêreld, om as gestuurdes van die Here, dit uit te dra. Die evangelie. En so kom die groet van die Here weer, vrede vir julle. Hulle ontmoet mekaar. En wat 'n ontmoeting was dit nie. Jesus praat met Thomas. Hy praat nie in die algemeen nie, maar op die man af, met Thomas. Al was hy nie by die ontmoeting nie, weet hy wat in sy binneste omgaan. Ons Here deurbreek die mure van sy afsondering, van sy pessimisme, sy skeptiese gesindheid, sy twyfel. Hy maak kontak met die mens Thomas. Daar is nie verwyte nie, wel uitnodiging. En as ons dit maar net in ons lewe wil raak sien, hoe die Here hom oor ons ontferm, en hoe dikwels kom die Here nie tot elkeen van ons persoonlik. Hy praat met jou en my. Elke keer is sy bedoeling om werklik te ontmoet, om mure tussen ons en hom af te breek. Hy wil die gemeenskap, die in hom wees, met ons uitbou. Hoe baie keer word dit nie in hierdie evangelie vir ons gestel nie, dat hy wil hê, ons moet in hom wees, soos wat hy in die Vader is. Dat ons in hom moet lewe. Die grensloose geduld en die onbeskryflike genade van Jesus blyk uit die wyse waarop hy dan verder met Thomas praat. Hy verwerp hom nie. Hy spreek sy voorwaardes en behoeftes aan. Thomas wil sien en aanraak. En daarom wil die Here hom ook daarin gelukkig maak. Hy nooi hom uit. Langs die weg van waarneming en eksperiment, om homself te oortuig. Thomas, kom. Jesus leer ons om met geduld die twyfelaars van ons tyd te nader. Maar die oortuigingsmateriaal wat ons het, lê op 'n ander vlak. Dis nie meer sien en aanraak nie, maar is steeds uitnodigend. Daar is steeds mense wat nie glo nie, so baie, omdat Jesus Christus nie vir hulle 'n werklikheid is nie. Hulle het hom nog nie werklik ontmoet nie. Maar Jesus laat Thomas hierdie leemte raak sien, waar hy vir hom sê, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Dit is sy probleem. Hy het nie alleen sy mede-disippels afgejag nie, maar ook die woorde van die Here wat hy in hierdie tyd aan hom oorgedra het oor sy dood en opstanding, nie ernstig opgeneem nie. Maar nou, kyk wat gebeur wanneer Jesus Christus met hom werk, met ons werk. Thomas roep uit, my Here en my God. Dis geen geringe saak dat 'n mens van Thomas statuur hierdie belydenis doen nie. Daar is nie 'n afjak nie, net 'n bewondering. Ja, die skeptiese Thomas kan met groot sekerheid uitroep, my Here, om daarmee te sê, U het my nou gekoop, ek behoort aan U in lewe en in sterwe. U is my besitter. Maar dan ook, en my God. Ja, ook my God. Want deur sy opstanding uit die dood, het die Here kragtig bewys dat hy God is. En wanneer Thomas hierdie belydenis uitspreek, is dit 'n wonder van goddelike mag.
wat net kan plaasvind vanuit die ontmoeting met die opgestane Here. En hy gaan sy belydenis, so mens kon sê, selfs verder as Petrus. Petrus, wat alleen gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Maar Thomas kan hiermee saam bely, U is waaragtig God. En weet u, dit het vir Thomas nie by die belydenis gebly nie. Sy plek tussen die disippels, die apostels, was nie meer leeg nie. Toe die Here aan 7 van die disippels by die meer van Tiberias verskyn het, was Thomas een van hulle, lees ons in die volgende hoofstuk 21 vers 2. En na sy hemelvaart is Thomas saam in die bovertrek volgens Handelinge 1 vers 13, om iemand in die plek van Judas Iskariot aan te wys. Sy ontmoeting met die opgestane Here was nie te vergeefs nie. Daar het hy beleef hoe die Heilige Gees 'n mens tot geloof bring. Hoe hy jou werklik laat sien, werklik laat voel. Laat dit vir elkeen van ons vasstaan. Die ontmoeting met die opgestane Here is nie net 'n antwoord aan die soekende, kritiese mens nie. Dis 'n ontmoeting van 'n loslating van lewende werk van die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees, wat ons oortuig van Jesus Christus se oorwinning oor die dood, sonder dat ons dit gesien het, en sonder dat ons aan hom geraak het, glo ons. Hy het die ware geloof aan ons gegee, die gawe. En hy laat ons in die geloof sien, dat ons deel het aan Jesus Christus se oorwinning van die dood. Sy versoeningswerk was vir ons. Hy het dit reeds bevestig met die woorde, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En daarom is elke ontmoeting met ons Here in die erediens, op die oorwinningsdag, op die Sondag, 'n hoogtepunt. Die Here wat na ons toe kom. Ja, God kom en ontmoet ons in sy Seun, deur die Heilige Gees, en berei ons so voor vir ons lewenstaak en ons ewigheidsbestemming. En uit vrees was hulle agter geslote deure, maar hulle het uiteindelik uitgegaan, nie meer bang vir die Jode, nie meer bang vir vervolging, en hulle die evangelie uitgedra. En so word ons ook geroep, ons word gestuur met hierdie uitroep, hierdie sekerheid in ons hart, my Here en my God, want hy is die lewende Here. Amen. Laat ons dank. Ons Vader in die hemel, Vader, deur ons Here Jesus Christus, aan U bring ons die lof en die dank vir die gawe van geloof wat hy vir ons gegee het. Daardie sekerheid wat ons het. Aan die begin van die erediens het ons almal saam bely, ek glo in God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En hierdie geloof verseker ons dat ons ook vanuit die hart wil uitroep, my Here en my God. Here, wees met ons. Vergesel ons op ons lewenspad en laat ons ook draers wees van die evangelie woord, wat nie vreesagtig of teleurgesteld onsself toesluit nie, maar buitekant die mure van veiligheid uitgaan en die evangelie uitdra. Dit verkondig. Laat ons ook daardie blydskap uitstraal, soos die disippels wat Thomas gaan besoek het, dat ons sal vertel, die Here het opgestaan, hy leef, hy is nie in die graf nie, hy is die oorwinnaar. Skenk ons daartoe ook U guns en die goedheid en die ondersteuning. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Ons sing nou ten slotte saam van Psalm 118 en daarvan verse 1 en 14. Psalm 118 vers 1. Loof die Heer met lofgesange. O Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aarons huis met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Psalm 118 verse 1 en 14. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
in Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Hiermee dan ook die afkondigings vir vandag, Sondag 12 April. Eerstens baie hartlik welkom aan almal wat ingeskakel is en saam geluister het na die erediens. Mag dit vir ons almal 'n besondere dag wees, wat ons sal vertroetel en saam met ons sal dra, ook ten opsigte van die tye wat kom. Die kollektes onder die diens is vir die diakonie. U kan dit doen met Zapper. Met die afkondigings, soos waarmee ons nou besig is, gaan dit vir presentasie. Maak steeds gebruik van die Zapper vir die kollektes bydraes. U kan dit in die kerkrekening ook inbetaal. Die besonderhede is in die meelewing en op die skyfie. Dan baie hartlik geluk. Oom Trigaard de Beer word Saterdagoggend 92. Saterdag vier hy sy 92ste verjaarsdag. Dan ook almal wat gedurende die week verjaar. Vandag Ansonet van der Merwe, Woensdag Tannie Babs Greiling, Johan Schmid, Annelies van der Merwe. Donderdag Marika Janse van Rensburg, Vrydag Dani Steenkamp en Saterdag Fouché Joubert. Ons dink ook in besonder aan Martin Venter, wat wag vir 'n nieroorplanting. Hy is ontslaan, hy sterk tuis aan. Dan die vergaderings hierdie week, ons gaan dit doen op Microsoft Teams. Hy is dan Woensdag aand, 8 uur die GBK en 6 uur die GBK en 7 uur die bestuursforum. En dan vanaf die diakonie, die afkondiging, hulle is steeds daar om te help. Stuur help, hoofletters met jou naam en kontakbesonderhede na jou diaken of een van die dagbestuurslede of die kerkkantoor. Dan die beroeping van 'n predikant. Daar is etlike name reeds ontvang, voorstelle met motivering waarom. Die spesifieke predikant kan nog vandag na die kerkkantoor ge-e-pos word. Dan ons tema vir 2020, lees jou Bybel, bid elke dag. Volgende week se leiding is raak Rigters en Rut.
en u kan dit dan ook kry in die meelewing. Dit is aan u elkeen ge-e-pos. Mag dit vir ons almal 'n wonderlike dag wees. Groete.